Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, die 10de Mei 2026. Die erediens vandag waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld en hy lees uit Filippense 4. En die tema van die preek: Jesus Christus het opgevaar na die hemel tot ons voordeel. Goeiemôre broers en susters. Kom ons word stil voor die Here. Ons hoop is die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 146, daarvan verse 1 en 8. Prys die Here met blye galme, o my siel, daar is 'n ryke stof. Ek sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof, en hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Psalm 146, vers 1 en 8, en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Ons bely ons geloof saam, waar elkeen in sy hart die volgende sê: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan, hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Luister na die wet van die Here, so dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Krekenkinders die sondes van hulle vaders verstoot, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk,
of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Mag jy moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 40, die 4de vers, en daarna bid ons saam. Bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, elke keer as ons ook so hier by mekaar kom, om na U woord te luister, om daardeur gevoed te word, dan besef ons maar net weer eens ons eie kleinheid. Ja, Here, ons is nietige mense wat van nature geneig is om U en ons naaste te haat. Maar wat 'n vreugde dan, om nog steeds hier by mekaar te kan kom, en dat ons weet dat U hier in ons midde is, dat U ons eeuwigste lief gehad het, dat daar nie 'n einde is aan U genade nie, dat U steeds bemoeienis met ons maak. Here, daarom vra ons ook dat U ons harte van klip sal verander in harte van vlees, sodat ons ook sal antwoord as U ons roep. Dat ons nie maar enige verskoning soek om tuis te bly nie. Dat ons hier sal opdaag om te luister en gevoed te word deur U woord. Dis ons bede ook vanoggend, dat as ons U woord oopslaan, dat U waarlik tot ons sal spreek, dat ons ook ons lewens daarvolgens sal inrig, daarvolgens sal leef, alles wat ons doen tot U eer sal doen. Heer, ons vra ook dat U genadiglik al ons sondes sal vergewe. Reken dit ons nie toe nie. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons saam Psalm 66, daarvan verse 1 en 7.
luister volgende na die woord van die Here, soos vir ons opgeteken staan in Filippense, die laaste verse van Filippense 3 en dan ook die eerstes van Filippense 4. Filippense 3 vanaf vers 17. Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal. Daar's baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde. Die maag is hulle God. Hulle skande is hulle trots. Hulle is aardsgesind. Maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan hom onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlike liggaam te wees. Daarom, my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Ek vermaan vir Judia en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens ook en my ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. God wat vrede gee, sal by julle wees. Hier vers 20 en 21 van hoofstuk 3. Maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander, om so sy verheerlikte liggaam te wees. Hiermee saam luister ons ook wat ons bely in Sondag 18 van die Heidelbergse Katekismus. Vraag 46 word gevra: wat verstaan jy onder wat opgevaar het na die hemel? Die antwoord: Christus is voor die oë van sy disippels van die aarde af na die hemel opgeneem. En hy is vir ons daar ten goeie, totdat hy weer kom om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Dan die vraag: is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld soos hy ons beloof het nie? Antwoord: Christus is ware mens en ware God. Wat sy menslike natuur betref, is hy nie meer op aarde nie, maar wat sy godheid, majesteit, genade en gees betref, gaan hy nooit meer van ons af weg nie. Maar as die mensheid nie oral is waar die godheid is nie, word die twee nature in Christus dan nie van mekaar geskei nie? Nee, glad nie. Die godheid kan immers deur niks ingeperk word nie en is oral teenwoordig. Hieruit moet ons moet volg dat die godheid wel buite sy aangenome mensheid is, maar tog ook daarin is en persoonlik daarmee verenig bly. Dan vooral vraag 49: watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons? Die antwoord: ten eerste dat hy in die hemel ons voorspraak by die Vader is. Ten tweede dat ons menslike natuur in die hemel as 'n betroubare waarborg het, dat hy as die hoof ook ons, sy lede, na hom toe sal neem. Ten derde dat hy sy gees as waarborg na ons toe stuur, deur wie se krag ons soek wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit en nie wat op die aarde is nie. Tot sover. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus, eerskomende donderdag gedenk ons weer die hemelvaart van Jesus. En as dit by die hemelvaart van Jesus Christus kom,
dan bring dit dikwels by ons die gedagte op van weggaan, van afskeid neem, van totsiens sê. Hy het immers voor die oë van sy disippels opgevaar na die hemel toe, waar hy agter 'n wolk verdwyn het, en sy disippels, maar ook vir ons, agtergelaat het. Ja, die disippels het hom verlate agterna gestaar, en 'n vraag wat dan amper impulsief by ons opkom is, hoe kom Jesus weer na ons toe terug? Hoe bly hy by ons? Hoe oorbrug hy die afstand tussen hom en ons? Ja, natuurlik het hy vir ons sy Gees gestuur, maar soos wat Jesus uit die dood uit opgestaan het in sy totaliteit, dit wil sê met liggaam en siel, is hy nou in die hemel, en ons is hier op aarde. Hy is daar, en ons is hier, en soms voel ons hier op aarde regtig asof ons verlate is. Amper asof ons aan die bose oorgelaat word, sodat ons gesund kan word. Ja, soms dink ons dat hierdie aarde ons tuiste, ons permanente woning is, en dat Jesus weer hier na ons toe moet kom. Maar wat was die doel van Jesus se hemelvaart? Deur die leiding van die Heilige Gees gee Paulus vir ons perspektief op die hemelvaart van Jesus, wat aan die een kant vir ons sin maak, maar aan die ander kant ook nie heeltemal nie. Want hy skryf inderdaad dat ons verlosser Jesus Christus uit die hemel uit verwag. Maar terselfdertyd skryf hy ook dat ons burgers is, nou reeds, van die hemel. En as ons terugblaai na die brief aan die Efesiërs, lees ons dat ons in Jesus Christus opgewek is en saam met hom 'n plek in die hemel gegee is. Daar verder lees ons in die brief aan die Kolossense dat God ons uit die mag van die duisternis weggeruk het en oorgeplaas het in die koninkryk van sy seun wat ons liefhet. Ja, keer op keer kom dit terug dat die Here Jesus ons nie net sommer verlaat het nie, maar dat ons in 'n sekere sin ook saam met hom gegaan het. As ware staan ons alreeds met een been in die hemel. Ja, dit wat vir ons belangrik is en wat vir ons saak maak, is duidelik. Nie hier op aarde nie, maar in die hemel. En dan is die vraag ook nie meer, hoe kom Jesus na ons toe terug nie, maar veel eerder, hoe kom ons by Jesus? Want wie is nou eintlik by hulle ware tuiste? Waar hoort ons? Moet die Here Jesus nou terugkom na ons toe, of moet ons eerder by hom tuis kom en inwoon? Nou, as ons dan hier op aarde bly, hoe moet ons dan hier leef, as dit nie ons permanente woning is nie? En hierin gee Paulus ook vir ons voorskrifte. Ons moet die doel waartoe God ons geroep het nastreef. In 2 Korintiërs lees ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. En dan in hoofstuk 5 van 2 Korintiërs lees ons wat nog in 'n tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. En as waarborg hiervan, het hy ons sy Gees gegee. Broers en susters, dit is die doel waartoe God ons roep, naamlik om hom voor oë te hou en ons oë gefestig te hou op God se beloftes, wat ons nou nog nie kan sien nie, maar wat ons verseker weet op ons wag. En as waarborg dat ons dit gaan kry, dat ons hemelse woning sal intrek, gee hy sy Gees aan ons.
Maar Paulus sê ook gelei deur die Gees hier in Filippense 3 vers 17 dat ons navolgers moet wees. Nie net van hom nie, maar ons moet kyk na wat in God se woord staan en ons moet dit doen. Dit navolg. Nou broers en susters, hoe ver skiet ons nie tekort aan ons doel en ons navolging nie? Natuurlik wil ons nie vir die hier en die nou leef nie. Net vir vandag eet en drink en die lewe geniet asof môre nie bestaan nie. Of ons oorgee aan die wêreld se verleidings en ons vertroue in aardse goed stel nie. Ons wil dit nie doen nie. Nee, ons wil nie. Maar tog kan ons nie daarvan wegkom nie. Ons is dikwels meer gefokus op aardse geluk as op ons Here Jesus Christus. Wat beteken dit vir ons om 'n hemelse burgerskap te hê? Soms baie min. Ons bekommer ons oor die dag van môre. Bitter min mense sien my vriendelikheid raak. Wanneer laas het jy gebid? As ons so daaraan dink, het ons nie onsself dalk tuis gemaak hier op aarde nie. En maar aangeneem dat Jezus weer hiernatoe moet kom nie. Wel, let dan weer op na ons belydenis van Sondag 38 van die Heidelbergse Katekismus en dan veral vraag en antwoord 49. Want Jezus het nie net opgevaar na die hemel toe nie. Hy het daarin gegaan as ons voorspraak en waarborg dat ons ook daar sal kom. Hy het ons vooruitgegaan hemel toe, want dit is waar ons tuiste ook is. Dan in Johannes 14 sê Jesus dat hy na die hemel opgevaar het om vir ons 'n plek gereed te maak. Maar wat beteken dit dat Jesus vir ons plek gereed maak? Dit beteken dat hy ons voorspraak by sy Vader is. As ons vir die soveelste keer gesondig het, God se wet oortree het, ons gebede gedagteloos gebid het en geen erns met ons roeping gemaak het nie, dan vra Jezus dat die Vader ons moet vergewe, omdat hy reeds vir ons sondes aan die kruis betaal het. Niemand kan in die hemel kom sonder Jesus Christus as ons voorspraak. Jezus sê immer self, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Dis net Jesus wat vir ons by die Vader kan intree, sodat ons veilig by ons tuiste, in die hemel, kan uitkom. Dis vir elkeen van ons wat glo, 'n groot troos om te weet dat Christus ons voorspraak by die Vader is. Johannes sê ook, as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. En ook Paulus beklemtoon dit in Romeine 8, dat Christus vir ons intree en vir ons pleit. Broers en susters, as gevolg van Jesus se hemelvaart, is hy ons middelaar en ons voorspraak. Deur sy voorspraak sorg Christus dat ons plek in die hemel behoue bly. Soek daarom die dinge wat daarbo is, waar Christus is. En jy doen dit as jy God liefhet met jou hele wese. As jy Jesus Christus navolg, ja vir Jesus Christus wat vir ons by sy Vader pleit, bewaar hulle van hierdie wêreld en bring hulle na my toe, waar ek is. Dis waarvoor Jesus self bid in Johannes 17 vers 24. Hy sê, Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het. Nou, hy sê ook dat hy ons kom haal, nadat hy vir ons plek gereed gemaak het, sodat ons kan wees waar hy ook is. Ons Here wil ons by hom hê. Hy het ons vooruitgegaan na die hemel toe
En ons bely dan ook in die katekismes dat ons menslike natuur in die hemel as 'n betroubare waarborg het, dat hy as hoof ook sy lede na hom toe sal neem. Ja, Jesus verseker ons deur sy teenwoordigheid in die hemel dat ons ook daarheen mag kom. Ons belydenis beklemtoon baie sterk dat Jesus se liggaam van plek verander het. Die Lutherse kerk sê egter dat Jesus se liggaam met sy hemelvaart nie van plek verander het nie, maar van toestand. Hulle beweer dat sy liggaam met sy hemelvaart vergoddelik is en daarom alomteenwoordig geword het. En daarom is volgens hulle Christus se godheid en sy mensheid oral teenwoordig. Broers en susters, Jesus het met sy liggaam, waarmee hy uit die dood uit opgestaan het, na die hemel toe gevaar. Dat Jesus 'n menslike liggaam ons vooruitgegaan het na die plek by sy Vader, gee ons juis die sekerheid dat ons liggame ook eendag daar gaan kom. Dan sal die woorde van Paulus, ek sal, en so sal ons altyd by die Here wees, op 'n heerlike wyse vervul word. Dan sal ons weet hoe wonderlik dit is om waarlik burgers van die hemelse koninkryk te wees. Nou Jesus is ons vooruit om vir ons plek te berei. Dit wys vir ons waarlik waar ons werklike tuiste is. In die hemel. Ons is burgers daar. Mens wees, om werklik mens te wees, sal jy nie hier op aarde vind nie. Hiervoor is hierdie aarde deur die toedoen van die mense sonde te stikkend. Maar jy sal dit in die hemel vind, in Jesus Christus ons Here. En jy sal dit ook eendag op die nuwe hemel en aarde kry, waar daar vrede en geregtigheid sal heers. Broers en susters, as ons regtig wil sien hoe boos hierdie aarde is, en dat dit nooit ons permanente woning kan wees nie, moet ons nie net rondom ons kyk nie. Nee, net soos ons God eers werklik in Jesus Christus leer ken, leer ons ook die wêreld eers werklik ken, as ons kyk na wat dit aan Jesus Christus gedoen het. Hy is gekruisig. Die enigste mens wat regtig goed was, sonder sonde, wat waarlik ons kon red, wat regtig geweet het wat dit is om lief te hê, is aan 'n kruishout opgegaan. Daarom kom Paulus ook by die kruis uit in sy brief aan die Filippense. Mense wat aardgesind is, leef as vyande van die kruis van Jesus Christus. As jy jou by die wêreld skaar, by die wêreld van onreg en korrupsie en haat en oorlog en wetteloosheid en eie willigheid, dan kies jy teen Christus. Maar as jy jou by Christus skaar, sal die wêreld nooit werklik jou tuiste kan wees nie. Dan sal ons ook deur die wêreld gehaat word, omdat ons nie aan die wêreld behoort nie. Maar die hemelvaart van ons Here beteken dat ons nooit toegang geweier sal word nie, want die deposito vir ons ingaan in die hemel, vir ons toegang daar, is reeds gegee. Dan in Johannes 14 sê Jesus dat hy die Heilige Gees as trooster na ons, sy kerk sal stuur, om vir ewig by ons te bly. En op Pinksterdag het die Heilige Gees gekom, en hy rig ons gedagtes na die hemel, waar ons opgestane Here is. Nou, die Heilige Gees laat ons besef, dat ons belangrikste werk nie is om vir ons 'n skat hier op aarde bymekaar te maak nie, maar 'n skat in die hemel, wat nie beskadig of gesteel kan word nie. Broers en susters, die disippels het Jesus agterna gestaar toe hy opgevaar het na die hemel. Hulle het hom stik dopgehou. En vir ons begin alles ook
met ons oë gerig op Jesus Christus. Paulus sê eenvoudig, wees navolgers van my broers en susters, doen soos ek, vergeet van die verlede en ry na wat voor jou lê. Streef dit na as jou doel. Staan dus vas in die Here. Nou doen 'n mens dit, broers en susters. Wel, Paulus gee aan ons 'n duidelike voorbeeld hiervan. Hy sê, wees oor niks besorg nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking danksig aan God bekend. Hoe fokus ons oë op Jesus? Hoe fokus jy op God? Deur te bid. En niemand van ons het daar 'n verskoning nie. Enige iemand kan bid. Miskien moet ons net minder bekommer oor wat ons kan en nie kan doen nie. Net 'n bietjie meer bid en vertrou. As jy in 'n gebed fokus op die Here Jesus soos hy is, dan sien jy hom in alles wat waar is, wat eerbaar is, wat reg is, wat lieflik is, en alles wat lof verdien. Hoe meer jy dit sien, hoe makliker sal jy ook jou gedagtes daarop rig in alles wat jy doen. En nog meer, soos die smeking van Jesus vir ons as voorspraak, dat God ons van die wêreld sal bewaar en ons ook na hom toe sal bring. Want dit is juis deur gebed dat die vrede van God ons harte en ons gedagtes sal bewaar in Jesus Christus. Daarom, broers en susters, koppe omhoog, kyk stip na Jesus Christus. Want ons Here is in die hemel. Hy is ons skat. Broer en suster, jy weet waar jou skat is. Daar sal jou hart ook wees. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Here, weer eens staan ons verstom voor U liefde en U genade. Dat U ons in ons totaliteit gered het. Ja, na liggaam en siel. Ja, die dood het nie meer 'n houvas op ons nie, of niks van ons nie. Dit alles deur genade in die werk van die soenverdienste van Jesus Christus aan die kruis. Dat hy dan ook na die hemel toe opgevaar het. Ja, vir ons plek gaan voorberei. Daar waar ons ewige woning vir ons wag, waar daar geen verdriet, hartseer of die sonde meer sal wees nie. O Here, hoe verlang ons nie om ons intrek daar te neem nie. Ja, om by U te wees dag en nag. Hoe heerlik moet dit nie wees nie. En ook bovenal dat dit ons gewaarborg word, dat ons wat glo dit ook sal kry. Wanneer U werk daardie waarborg, daardie sekerheid, daardie hoop in ons, deur die werking van U Gees. En daarom vra ons dat U ons sal volmaak met U Gees. Dat ons gevoed sal word deur Hom. Dat ons die waarheid sal ken, dat ons daaraan sal vashou. Dat ons sal weet wat U wil is, hoe ons moet leef. En dat ons sal volhard in die geloof tot die einde toe. En ons kan dit net doen as U ons te hulp kom. Here, tot ons woning gaan betree, wil U met elkeen van ons wees. Ons toevou in die vaandel van U liefde, beskermend in die holte van U hand.
dat ons daagliks ook sal groei in ons geloof. Maar net weer eens sal besef, hoe merkwaardig die opvaar van Jesus na die hemel toe was, waar hy nou sit, aan die regterhand, en oor die ganse skepping heers. Ons kan maar net neerbuig en aanbid, en die loof en prys, en dank vir u genade. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Na die afdraf van die liefdegawe sing ons saam met Psalm 84 verse 1 en 6. Verhef je harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Goeiemôre broers en susters. Die volgende afkondigings. Julle kan lidmate wat hierdie week verjaar, vandag Jannie Odendaal, 11de Mandrey Peppler, 15 Lorindi Mekater, baie geluk aan hierdie lidmate. Ons is ook dankbaar dat Lorindi tuis aansterk nadat sy in die hospitaal was. Dan is daar katekisasie, ons wil maar net weer die katekisasiekinders kan dadelik uitbeweeg na julle klassies toe, julle sal in die klasse open. Daar is ook Bybelstudie, so om en by 10:00. En dan sê julle ook in die kolle gesien het, ons het weer 'n brief van bedanking gekry van die Frank Meinhard Sorgsentrum vir ons donasies. Krat is weer leeg, so ons kan weer begin om vol te maak en dan kan ons weer gaan aflewer sodra hy vol is. Hulle waardeer dit opreg en ek dink hulle het ook nodig. So baie dankie vir almal wat altyd daar bydra. Lekker week vir julle elkeen.